Is hoor? Wel, Dames en heren, ons is hier vandaag met niemand anders als die Donnewier Bus, zoals hij beter bekend staat. Ladies and gentlemen, Mr. Marco Jones, Robinson Town, rugby player of sportsman van die jaar. Die man heeft al die bekers gevat. Die man heeft oor die mannen gehardloop hierdie jaar. Inslagen gemaakt op die rugbyveld. Maar vandaag is hij als een beetje met niemand anders dan Marco Jones. Welkom mijn vriend, man. baie dankie man. Ja, waardeer. Nee, lekker man. Dank je mijn broer dat je tijd afgestaan hebt. Je vrije tijd om samen met mij te gesels. En het is een groot voorrecht man. Om samen met je te zitten vandaag. Nee, die voorreg is myne, baie dankie man. Marco, mijn vriend, ons moet zeker maar beginnen bij die begin man. Vertel mij een beetje van jou. Voor ons nog begin bij alles wat nog gebeurt bij Town hierdie jaar, you know. Wat op die rugbyveld gebeurt. Maar ik is baie geïnteresseerd om te weten, Marco, waar het jou rugby begin, jou liefde voor sport. Vertel die kijkers een beetje, wie is Marco man? Ja, kyk, my rugby het maar begin op laerskool, soos enige jongsiens, ook is jongsiens en ek het daar begin speel. Begin soos op laerskool, soos enige jongsiens en ek dink voor ek op die laerskool regtig begin speel het ek altyd saam met my pa na sy skool toe gegaan. Hy het op 'n plaaskool waar hy 'n onderwyser was en ook 'n hoof. Het ek saam met hom altyd gegaan. Ek was nog jong, so 7 jaar oud, 6 jaar oud. En dan as hulle skool speel, dan sal hy my miskien net so 'n stukkie saam laat speel saam met die groter. So het ek het begin aankooi dan die rugby en lekker begin speel. Laerskool, ek was op Dagbreek Laerskool, waar meneer Pedagie is. Maar hy nou is afgetree. Jou bij pa daar die Dagbreek hoof. Nee, dis Naiven se pa, dit was nie my pa nie. Op meneer Padiagi. Ja, meneer Padiagi, ja. Yes. Hy was die hoof al reeds hy tyd toe ek aankom. Okay. En ek het op laerskool het ek stit gespeel. Ek dink jy die mense weet. Ek het by enige ja. En dit was baie nice. Ek het lekker gespeel. My neefietjie was die kaptein van ons span. En dan kom ons in game, ek dink ons het in Montetjie gespeel. En op laerskool, jy weet, almal skop mos nou en so en kry 'n kans. En ek sê, jong maar, gee vir my ook, laat ek ook van ek skop baie. Ek weet ek is die stud. En ek skop 'n keer paal toe uit die hoek uit. As 'n mooi skop, hy gaan toe nie oorie. Maar verder in die wedstryd sê meneer, nee, maar ek moet sommer weer skop. En van hy het dan met heeltyd geskop vir ons in die span toe. Ek was van paal toe voor die laerskool. Ek die manne wat saam met my het gespeel het weet. Ja, en daar het dit aangegaan hoërskool toe. Ek was nog steeds 'n prop en Vrystaat toe gegaan aan my wat hoërskool toe? Ek was by Langeberg sekondêr hoërskool, ja. En daar toe ek was 8 dae gewees en graad 9 toe gaan ek Vrystaat toe na Virginia Sports Academy waar ek ook ek was op Goudveld hoërskool daar so. Het ek rugby gespeel, na skool geloop in Welkom en daar so het ek gegaan vir trials by die Griffins vir Grand Combe. Okay. En ek het dit toe gemaak, hulle try my toe op hakker, maar die tydjie was so kort, dit kon nie lekker werkie en ek bly toe nommer 1. Ek het nommer 1 Griffins try gekry. Ek het daar gespeel op die toernooi het die coach my geskuif van stit af na flank toe by ons laaste wedstryd wat ons gewen het en daarna het ek begin by die loose forwards begin speel. Want ek in die middel van die jaar het die plek het begin het toegemaak, toe kom ons weer huis toe en so. Dis 'n COVID gewees, COVID tyd. Nee, dis nie COVID tyd nie. Dit is nog hier 2015, 2016. Okay. Nog in my jongere jare wat ek nog daar gewees het. Ja.
Ja, voor het beginnen toemaken dat ek eintlik maar besluit ook ek wil weer huis toe kom. Van dit was nie vir my nie. Ja, jammer om die woord te breek. Wat het toegemaak? Die skool of die Die akademie. die akademie het heeltemal toegemaak? Ja, na tyd het hy toegemaak. Ah, okay. Jo. Hy toegemaak het, toe het ek al huis toe gekom van ek wou nie meer, ek het wel gesê ek wou nie meer daar wees en so nie. En ek het huis toe gekom weer Langeberg toe. Ek het my graad 9 jaar daar klaar gemaak. Ek het my loopbaan so deurgedruk daar so tot en met ek dink ek was in matriek. Ek het elke jaar het ons trials hier by Boland gehad. Ek dink 2 keer dit gemaak tot in die finale proewe vir die Kruivenweekspan, maar kon net nie hy laaste terapie oor. Ja, maar okay. Ek het eventually het ek by die skool die eerste span kaptein geraak in 2018. Tsumainen wat tans ons kaptein is by Robertson Town was die 2017 was hy die kaptein van die skool. So ek het hom gespeel by die skool af al. So as ek hom kry altyd sal hy vir my sê, dis sal altyd my zoen hier bly en so hy was en toe ek gaan die jaar en ek gaan oor aan matriek en toe is dit my beurt nou. En dit was baie nice. Ek meen ek het klomp posisies begin speel in daai dieselfde jaar wat ek matriek was en ek speel vir Langeberg. First team kom Robertson hoor na my toe die tweede kwartaal en hulle vra vir my maar kan ek afkom nie? En ek sê toe joh. Dit lyk nou soos baie man, dit is nou in die een doof. Maar ek dink dit is nice. Ek wil die opportunity sal ek vat. En ek sê toe vir hulle okay fine as miskien as my vakke en alles nou dieselfde bly. As sal dit nie so goed issue is mos nou nie van as mos nou in matriek is 'n bietjie van 'n groot skuif. En ek sê toe okay fine, ek ons oefen na so ek is vir 2 weke het ek daar het ek gespeel en hulle ding was vir my nee, hulle het vir my gesê as ek afkom is nou nie vir 8ste man of flank of 'n dingie. Ek kom om inside center te speel by hulle. Jo, okay. En ek vra toe vir coach vir coach Haas was sy naam ja. Ek vra coach Haas as hy sê ja, ons het 'n sterk pak, ons soek sterk backline spelers en so. En my vriend wat oorlede is hy het saam met my afgegaan. Hy was die loskakel daar en ek het op 12 gespeel. En ek het 2 games saam met hulle gespeel daar tot en met ek besef het my aandag is heel weg van my skoolwerk af en dis net op die rugby sien van ek het so gefokus op ek wil goed doen met die rugby dat ek vergeet en ek moes 2 nuwe vakke doen toe ek daar onderkom en ek sê toe vir hulle jong ek dink dis 'n kwaai idee vir my om dit te doen om 2 nuwe vakke matriek te vat en dis in die tweede kwartaal is 'n bietjie baie wat ek moet catch up dis 3 jaar se werk wat ek moet inkry in die kort tyd. En ek sê toe nee man, ek dink ek gaan maar net na my skool toe na Langeberg toe weer terug en dan gaan ek maar my matriekjaar gaan klaarmaak en maar daar rugby speel. En ek het toe so gedoen, ek het dit klaar gaan, ek het Langeberg toe gaan. Gelukkig maar het hulle nie my titles afgevat daar by Langeberg nie. Coach Aries het vir my gesê fyn en ek kom terug Langeberg toe en ek dink toe okay joh, ek het miskien nou die manne in die rug gesteek nou om ons nou weg te gaan en ek kom terug, ek gaan eerste dag by die oefening en terug. En coach Aries sê vir my nee, vir die manne nee, ons het net vir Marco geleen na by die skool. So hy's nou weer terug kaptein en ek gaan toe aan manne is gelukkig dat ek terug is en ons gaan weer ons finish jaar. 'n goeie jaar gewees dink ek. My jaar vir die rugby. My laaste, ek sal dit altyd onthou, my laaste tuiswedstryd by die skool waar hier op Van Sailstraat het ek 5-3 gedruk. Ek het nog gestreis joh, kom man, waar is die ander 3? En ek het voor paar 3 daar ja. Maar dit was maar hoe my skool rugby loopbaan was ek het baie in die ronde 'n bietjie gegaan as dit miskien
betref, ja. Maar Mm. ek kyk altyd en daarna het ek in my matriekjaar het my club rugby eintlik ook begin. Ek het nou vergeet, ek het dit nou uitgelaat. Maar ek Ja. het op Robertson Town begin oefen dieselfde jaar. So deur die week by die skool geoefen het, dan oefen ek aan by die club. En Ja. dan wat ons miskien in die week speel, dan Saterdag kom, dan speel ek Saterdag by die club ook, ja, deur. So Jo. maar dit my baie help gooi baie. Maar dit my baie Jo. gehelp. Yes? Ja, nee. Ek luister vir jou, eers like het Marco sê, nou so klomp gedeeltes en daar so klomp questions wat ek nou het rondom van die begin af, you know. Soos jy sê, jy pa wat jy veld terugvat het, vertel my 'n bietjie van jou pa, want ek verstaan jou pa en jou ooms, hulle almal rugby players gewees. Wat se influence was hy op jou gewees as 'n speler in jou ontwikkeling? Die influence dink ek is baie goed nog as gewees. Ek dink ek het my pa op 'n vroeë ouderdom verloor van 8 jaar oud. Wow. So Sorry man. ja, ek het hom nie baie lank in my lewe gehad nie. Ek Yes. bedoel toe ek in 'n rugby speel en so nie. Ja. Maar rugby was altyd 'n groot ding in ons dorp en so. Ja. En hoe kan ek sê, ek het meer met my vriende het ek begin ding, van my ma was al een wat my goed gemaak het. So Oh. dink toe ek groter raak en ek hoor meer van my pa en hoe mense sê wat 'n tipe man hy was en hoe hy gespeel het. Ja. En het dit my altyd gemotiveer, jene. Maar ek wil ek wil soos my pa, maar ek wil my eie dinge eens begin. En daai Ja. was altyd die ding toe ek weggeskryf het na Rangers toe en dan vra hulle vir my soos hoekom? Toe sê ek van ek wil nie miskien in die skade weer van my pa speel nie. Ek wil net my eie en dan met die kom na Robertson toe het ek dit eintlik was vir hom definitief glo ek was om net miskien sy naam te kom eer, want hy was definitief Robertson Town goed al die tyd en dit het ek gereeld so hy was dit is great motivering vir my gewees, meen ek, om dit vir hom te kan. Ek meen ek dink mense het in 'n lang tyd hiervan hom gepraat, maar nou met my jaar se goeie rugby het sy naam weer daar opgepop en my oppas en so ek glo hulle kan miskien 'n bietjie trots wees. Ja, nee, 100% Marco man. Jo, ek het en ja man, jammer om te hoor dat jou pa so vroeg verloor het. Ek kan nie dink ek weet ek het my ma redelik jong verloor, maar nie so jonkie, verstaan ek was al 16 gewees. En maar vir jou 8 jaar oud, ek kan nie eens dink my dogtertjie kyk aan nou sy's 6 jaar word 7. Ek kan nie dink as ek daar moet wees vir haar nie, verstaan jy hoe hy is. Ja, maar ja man, ja, alle respek aan jou mamma, you know, wat vir jou mooi groot gemaak het en you know en alles wat sy ingesit het, you know, ek weet as 'n ouer, ons is 'n man en vrou in die huis. En om kinders groot te maak is al klaar moeilik met 2, verstaan jy, but een ouer te wees is nie maklik nie. Dis 'n maklike taakie. Maar sê vir my Marco man, obviously Robertson groot geword. Ek het early stage in die conversation kan ek sê ons het so baie sorry man, Izan. Nee, so kan ek hoor hom. Trek wat hier in die pad. So basies baie similarities, klein dorpies, jy weet ek is mos van Aston, sy is van Robertson, meneer Padiagi, baie invloedryk op ons al twee se lewens. Hy was my onder 13 Boland coach gewees. So ek ken van dit al toe hy nog so 'n sokkertjie gewees het, dat hy saam met sy pa kom veld toe. Maar meneer Padiagi ook, ek sal altyd as ek my storie vertel, sal ek sê hoe invloedryk hy op my rugby loopbaan was. So ek kan net imagine vir jou by Dagbreek, you know, en al die goeie rugby spelers wat deur Dagbreek gekom het. Oor 'n lange beer. Ek bedoel hulle was basies die feeding ground for Robertson Town, die Poland, you know. Yes. Maar sê vir my daai transition toe jy getrek het Virginia toe. Hoe was hy gewees? Hoe was die aanpassing by die nuwe skool en hoe die ouens vir jou aanvaar daai kant en
Ja, wat dink jy, wat se advies het jy vir jong manne wat uitgaan? Jy weet, as baie jong ouetjies uit die Kaap uit wat getrek word na skole toe. Ja, hoe En was so, hy ervaring? hoe kan ek sê, ek was baie excited om toe ek hoor ek kan nou weggaan van ek meen daai tyd toe sa Damien my en Sumayni en Aaron se almal van die manne het die opportunity gekry en almal het weggegaan en ek is nou nog hier jonk ek speel onder 16 en ek ook dit vir my begin dit was met die ek was baie excited om weg te gaan ek kry die opportunity ek meen ek is nog jonk ek was 15 jaar oud ja en Ja. ons daar een game gespeel hier in Robertson op Van Sailstraat. Ek speel lekker. Ek dink Damien, Mialton en Sumayni en hulle was almal hierso. Hulle was ook almal weg Virginia toe, maar hulle was toe hier en hulle kyk toe ons game. Ek dink hulle was op vakansie of so en hulle kom kyk ons game en hy sê toe vir my, Damien kon na my toe na die game en hy sê vir my, maar wil ek miskien nie weggaan nie. Vrystaat toe saam hulle en so en ek sê toe, joh, wat dit sal great wees. Ek meen ek dink joh, dis 'n goeie ding. Van alles was almal in die koerant en alles, omdat hulle nou weg was. En ek sê ja, en so het dit gebeur. Ek kom in kontak saam met hom Chris van Vrystaat en so en ek praat saam met my wil ek moet baie graag hy het gery af van die ander kant af om my te kom ontmoet die en ek kry my en hy sê hy ontmoet my en ek kyk my hulle het foto's en goed het hulle gesien by my en nou kom hy nou staan hy by die deur en hy's net so een ek het gedink jy's baie groter as hy lê. Nou sê ek weet ek kry dit altyd ek is nie so groot as hy ontmoet. Maar nietemin en ek gaan nie ek besluit toe ja my ma wou nie eintlik hê nie. Sy het net in die kamer sê vir my kind hy's nog so jonk en klingem. Ek moet jou nog net so ver van my af. Ek sê mami asseblief en ek gaan eventually sy sê ja en ek gaan die en ek is daar aan die kant ek kom na ding my eerste dag ek het ingesettel ek was nie skool toe nie al die goedjies was klaar ek vir die skool en so maar ek het my goedjies in die hostel gehad sit toe en so by die akademie was in Virginia en ons skool was welkom so dit was so in wat en ek het my goedjies in die hostel gehad sit by die akademie my kamer en ek sê vir my toe maar ek moet kom my talk saamvat en so en ek gaan sommer vir my eerste dag van oefeninge ek wag tot die skool uit gaan en ek kom na by die skool hulle stel my voor aan die manne daar was twee manne wat bekend was wat ook op die akademie saam met my was Andrew Kotta en Doreen was van McGregor en dis al manne ken het of vir Doreen was kan een wat ek geken het wat ek nou weet die man kom saam met my van die kant af. Ja. Dit my eerste dag 'n bietjie nervous, die manne oefen en so. Goed eens moes nou dat is en ek is 'n prop. Ek so klink. En nou speel my eerste oefening en die coach sê guys, ons gaan so in die kwart van die veldjie speel of speel so in 'n kwart op 'n stap. Ja, ons draai. Ons gaan nou net kyk, miskien seker nou wat as hy nou speel en hy gooi die bal vir my die eerste keer en ek kry die bal en ek hardloop en ek hardloop boor een van die manne en ek gaan skoor en almal staan staan en kyk hulle surprised en hy sê nee guys ons gaan weer oor en ek kry die bal en ek stam so 3-4 manne af daar in die oefening die manne is excited en so maar ek meen voor daai was dit 'n geval van jy weet as 'n jonk is hoe sy kan hoor die manne praat daar wie zijn die mannetjie waarvoor het hulle hom gebring en so en dit was maar die geval wat daar was en ek het geweet ek sal myself moet bewys as ek nou hier tussen die manne wil dinge is van die manne hulle kyk mos my man nou ek is 'n klein ou en ek kan nie wat gaan ek kan nou beteken vir ons team en so het ek begin speel en hulle het my toe aan die manne ek het lekker gebond saam met hulle en so het dit gegaan ek dink daar as vir die jong manne buite as jy so iets aanpak dis nie altyd maklik ja dit weg van die huis af dis 'n ander environment ek dink ons is almal gewoond aan daar is sommige wat goed koop mee wat weggaan
Ja. Daar was gevallen wat gebeur het. Ek meen, sy is op 'n skool, sy's 'n jong man, jy kry miskien fights hier so en dinge werk jy lekker uit die skoolwerk raak baie. En sy het nie jou ma of enige iemand om na toe te gaan nie. Hulle is net 'n phone call waar jy kan bel miskien, maar jy's daar so jy leer hoe om meer selfdissipline te hê. Jy moet werk op die einde van die dag. Sy moet ons moes vroeg opstaan. Ek meen ons het 5 uur opgestaan, van 6 uur het ons geëet. Is vroeg hy. Vroeg ja. As ons opstaan, as die taxi ryter gevries gewees. Ja. Dan moet julle nou eet julle daar by die akademie, dan gaan julle skool toe. Yes, dan gaat de school toe en je moet weten, daar is niet 2 dagen laundry tijd in die week. Je moet zorgen dat je laundry in is, anders ga je met veel kleren zitten. En goed. Ja. En je weet met al, ons het een ding gehad waar je met een rugbyball, je mag nergens zo naar je bol gaan nie. Als je bol eet, gaat die pak vat. So, of ons nou gym toe gaan, of een veldje zit, of je gaat eten, of die toilet toe gaan, jou rugbybal gaat heel tijd saam, elke net sy eie bal. Hy tref die hele tijd. Allemaal het 'n bal. Yes, allemaal op die hostel het 'n bal, sy eie bal. As 'n meeting call, moet jy jou bal saambring, as jy jou bal vergeet, dan gaat die seniors nou vir jou, jy gaat dier moet kry, maar gee die manne vir jou op. En die manne was lief vir dit. Ja, dat is die eerste keer wat ek hy hoor. Ek het nog 'n ding een bal wat ons het nog as daai was nice though. Ons moet sommer die bal nou beweeg heeltyd oral. Maar een van die hardste dinge dink ek was vir my altyd jy weet ons staan 5 uur op om klaar te maak vir die skool. En ons coach was op die hostel was coach Bula Abrams. Ek ken nou seker die ander een se naam was hy het vleuel gespeel, ek kan net nie sy naam Leko nou nie. Maar coach Bula was 'n bietjie hy was nog wel 'n skrimmer, maar hy was streng jong. En ek meen ek Bula wat automaties gespeel het. Hy skryf die skerm af. Ek dink coach ek is net nie seker of coach Bula automaties is van ek weet hy het vir Griffins gespeel. Griffins ja, nee, ek ken hom weer. Ja, en coach Bula is ons coach op hy tyd. En dan kom met jy ek meen jy weet hy staan 5 uur op hier die oggend klaar. Kom daai man. Dis 3 uur of 4 uur, half 4, kap hy man nie aan die deur. Da. Amper. Ek staan as jy miskien soos jy moet tekkies aantrek hy tyd. Dit is donker hier buite. Dan gaan ons nou met 3 kyk af. Sy slaap. En dit is net as gevolg van een man wat ergens 'n fout gemaak het. Ja, hy is rof, joh. Nou, jy moet nou 3 by skool toe gaan. Kom vandag. Ja. Maar kyk jy Marco, die ding is van hy tipe goed. Hy moet maak nou net sterker man. Kyk nou lekker lag jy oor dit. En as julle mekaar nou gaan kry, die manne wat saam speel het, dan sal seker altyd hy onthou man, hy moments. Definitief sal het mense. Ja. Sure, okay Marco, so ons was nou, ons was laerskool dagbreek, 'n bietjie hoërskool Langeberg, toe Virginia, Robertson, weer terug Langeberg. En dan ek wil net 'n bietjie vassteek daar by Virginia voor ons aanbeweeg, maar en okay, jy sê so hulle het jou ontvang daar so en die manne wil jy mos nou obviously leer ken en so aan. Hoeveel colored oudjies was julle wat daar by die skool was? Ek bedoel, jy kom mos nou hier van Robertson af. Die mense leer jou ken. Hoe was die interaksie met die kinders by die skool en jy sê hulle daar was 'n bietjie bekleierery gewees en so aan. Ja. Die ontvangs gewees algeheel sal ek sê. Ja, die ontvangs was baie nice. Daar was wel kinders op die skool ook. Okay. Ja, but besides almal die ontvangs was nice. Ek dink waar die issues maar so bietjie ingekom het was ons is nou klomp seuns van buitedorpe wat kom en ons moes soos broers wees vir mekaar want ons het nie ander mense gehad of ons ouers wat daar vir ons is. Ons moes mekaar se rigting gehad het en waar die probleempies en so ingekom het by die
julle setup was mos maar nou maak 'n voorbeeld ek kom nou hier die Robertson gaan Aston toe het. Ek moet nou 'n ander man se plek afvat daar of so Oh ja. so jy kon speel nou 'n man se plek en hy man ding net hey maar wie's die jongens om hier te kom op pad ons plek en ons het daar was so 'n tradisionele ding. Ek het nou nie kon nie deelgeneem met dan want ek was nog graad 9. Die matriek speel teen die graad 11. Nou waar kom met al ons senior manne was graad 11. Okay. So, was vir rugby speel was in die graad 11. En toe speel hulle nou teen die matrikulante. En dit is nou die man sê maar die meeste van die seuns wat daar bly in Vrystaat teen ons man gekoop is. En sien dit is jou laaste jaar matriek jy wil nie verloor nie. En ek uit en ons manne speel obviously die manne stikkend en naderhand toe raak het geregistreer en so ek sal nou nie so bietjie daar hoe dit nou maar kyk die manne mekaar en dit raak hele ding daar en toe stop hulle net. Dit is maar deel van dit sien wat cool wat 'n mens moet aanleer. So jy gaan nie altyd net welkom as waar jy kom nie. Maar okay. Ja. Kykie, so dis maar altyd die ding man met as jy by in gevalle soos hy, jy weet, en ek kan terugdink, jy weet, die graad 11 in die matriek, as mos altyd hy, jy weet, competitive spirit tussen die twee. Maar joh, ek het eens hy van jou geweet, ek bedoel, dat die conversation gevat om te weet dat hy kan gewees het mos nou, by die Griffins en Virginia en so aan. Maar en toe kom jy terug Robertson toe en dan ek wil 'n bietjie vassteek by jou tyd by Robertson Town mos nou en obviously ek wil nou nie begin by die jare maar soos vandat jy nou begin 'n first team rugby speel het en obviously Robertson Town se ek wil nie sê rise ek weet Robertson Town was maar nog altyd een van die sterkspanne jy weet in die Boland of in die Weskaap sal ek sê as dit nou kom by club rugby almal ken vir Town almal ken vir Villa jy weet hy is mos die groot derbies yes maar jou tyd nou by Town man en dan hoe is daai experience en hoe wil ek sê hoe sê amper so hoe het jou mind gechange rondom hoe jy speel van ek dink mense van buite af sien nou vir jou en sien nou hoe jy speel maar hulle weet nie van wat die half 5 wat Pula vir julle wakker geklop het en die 3Ks wat julle doen die harde werk in die gym die harde werk wat jy op die veld you know om jouself te verbeter en so aan maar mense sien nou die produk wat nou daar is en ek weet hulle dink seker jy waar kom deel vandaan. Ja ek dink by my vriend een van my close vriende Byron hy sal altyd vir my sê jenne die mense sien nou vir jou speel nou die jaar en ek was mos so paar jaar by Rangers hy sê vir my besef jy hulle besef jy is dat dit wat hulle miskien nou sien is nie so erg soos dit by Rangers was hy van dit was dalk net nie die stage wat daar was hy by Rangers om op so groot stage te speel maar definitief moes ek harder speel ek het baie harder gespeel ek dink daar was so 'n groot groep van goeie spelers wat uit 'n groot setup uitkom soos by Robertson is nou nie so ek moes definitief elkeen harder werk en sy kant bring daar so en speel en die jaar toe ek kom by Robertson toe ek my mind opmaak ek gaan na Robertson toe ek geweet okay ek sit my in en ek weet wat my goal is ek het nie so 'n goeie jaar laas jaar gehad ek was baie beserings klomp verloor wat ons gevat het en goed so dit was baie was 'n hartseer jaar Nyven en Babsie hulle was saam met my by Rangers so ons het almal daar deur gegaan en ek weet nou Nyven stuur my boodskap hy vra vir my ou hy regtig Robertson toe ek sê vir hom ja man ek dink toe man ek sien wie lus ek sê vir hom ek is lus vir wen ou en ek sê nee man ek dink ek gaan Robertson toe ek skuld dit nou al aan my ma en aan my pa
en my uncles en so, almal wat my support het, even though hulle wou nie gehad het miskien ek moet by Rangers speel nie, maar hulle het my support daardeur, want dit was my decision. En toe sê ek voel ek skuld hulle. So ek gaan nou by Robertson Town gaan speel. Ek dink dat almal gelukkig maak weer en dan dit is vir myself ook van ek het so hard gespeel, ek voel ek verdien 'n kans om miskien net op by en Robertson het net daai tyd het hulle die Boland as hulle Boland kampioene. So al die oë is net op Robertson na ek het definitief geweet. So ek het gekom ek kom pre-season ons oefen en so hulle vra vir my gaan ek friendly speel. Ek sê ja, definitief ek moet nie friendly speel. En dan vra hulle seker maar hoekom speel? Toe sê ek van ek wil nie hoor ja, ek het gestap hier in 'n span en ek wil my plek om earn. En wanneer die tyd raak vir die liga, moet die coach maar sy kop staan 'n krap of 'n ding en hy moet maar nou kies van ek gaan fight vir my plek. En ek het die manne gesê ek wil speel hier in die eerste span saam met die manne. En ek het net Tygerberg se vriend het ek gemis die jaar by die rugby. Verder het ek die res van die seisoen al die games gespeel. So dit was een van my dinge as ek meen sy moet harde werk agter sit insit. Ek is gewoonlik ek hou nie van post en so nie. Ek het nie social media nie. Ek dink jy baie mense weet dit. Ek het nie 'n Facebook account of 'n Instagram account of 'n TikTok account nie. Die goedjies wat daar is seker maar nou fake accounts of mense wat dit gemaak het. So ek het so about 'n jaar terug of so het ek besluit ek gaan nie meer op Facebook is of so nie. Sien met die goeie goed wat daar kom is daar baie slegte goed ook so. Jy sien dit raak altyd. Jy moet dit ons as mense sê ons kan dit vat altyd. Maar ons is ook maar net mense. Jy weet tog as jy gaan lees op Facebook en jy sien iemand praat swak van jou. Nou speel jy daai game. Nou sit vir jou sê nee, jy bewys. Ek wil nou wys hoekom. Hoe praat hulle so van my en dit is ook dit nee man, ek gaan 'n bietjie van dit uitsny en dan gaan ek net fokus om op die oefen en myself reg te kry en te prepare vir die en ek is ook nie lief om te post hoe ek oefen nie van ek voel die shit hoe kan ek sê jy create dinge is in die mense se mind soos in jy daagte oefen so jy sal jou kan dan moet bring maar die weet prepare maak jy saak hoe jy gesuffer dit daar alleen nie dat gaat in jou wanneer sy speel van sy gaan weet joh ek het hard geoefen hoe kan ek laat die bro my so klop miskien of hoe kan hy van en dit is nie maklik ek meen ek hou van oefen wanneer niemand dink sy oefen nie miskien nie so daai is die tyd nou is daar familietyd definitief maar eers sal jy moet afsny en dan moet jy weer inval so nee ek sorry om my woord te bring ek kan saamstem met jou met hy my vriend want my iets wat my pa altyd gesê het is die manne wat oefen wanneer niemand kyk jy verstaan hy werk wat jy doen op jou eie jy's alleen op die veld daar's niemand op die veld so jy kan jouself nou sê ek gaan nou instap ek gaan maar nou huis toe stap weer want dis niemand oefen verstaan so daai is regtig die ding hoor ek sê altyd dan maar val my hoekom as gaan ek gym toe miskien alleen as sê ek dink wanneer jy op die sterkste raak is wanneer jy alleen kan oefen van jy kan maak of jy doen nou bench press of 'n ding net nou moet jy met 4 reps nou dink jy ag nee jy kan nou stop niemand gaan tog sien maar in my mind my soos in niemand sien dit dalkie maar ek weet ek het net 4 reps gestoot so môre gaan ek net 4 wil doen van ek is lui in plaas ek kan 15 doen of whatever doen net sonder dat enige iemand sien maar ek gaan weet ek het dit ingesit en dit gaan my konfidensiaal vorentoe in die wedstryd. Ja, nee, hy's amazing Marco en dink as nou praat van bench press wat is jou PB so by die bench? Ja nee ek het nog by swaarste wat ek al gebench het was soos 180 jy sê so 180 asof wat niks is nie.
Yo, Maar dit is meneer. as ek consistency in die gym doen. As Ja, ek nou wat is hy rep of is hy reps? Kan hy reps met hy doen? 3 reps het ek gedoen, ja, 3 reps. So jy sê nou ene vir my, as jy nou jou max moet vat, as jy selfs hoe jy by 200 kan draai, 1 rep. Dan gaan dit vir my so tydjie vat. Ek moet eers in die gym is laat ek 'n bietjie optel en dan aan die gang kom sien en dan kan ek Right, so yo Marco, soos hy sê 200 of 180, 3 reps. Nou, hy's gevaarlik meneer, hy's ja, daai is as jy heeltyd die werk en sit dink ek na tyd. Ek is maar gewoond ek oefen miskien so 'n tydjie en dan so 2-3 maande dan stop ek weer rukkie en dan sal ek maar weer na yo, nou, great stuff man. Nou Marco sê vir my, ek weet julle, so jy sê, daai is my baie interesting so jy sê, dit is social media en vandag se tyd almal het 'n TikTok en almal het alles Facebook, Instagram en al daai goed. En ek weet julle, jy het mos een van jou groot spanmaats op Buffalo. Hy man lewe mos op social, hy man is Mr. Social Media. ja, Mr. Word of the Day en so aan. Maar die ding is, hoe was dit gewees om in 'n span te speel met so baie karakters man? Verstaan jy? Ek weet jy vir Buffalo, Freddy hulle, Ronnie Lucas, ek sien die man is daar by SVD nou. Hoe is dit Colin op die fly af, Yasri, Oliver, Ollie, Regie, my ou skoolmaat. So julle het 'n klomp karakters in die span. Hoe in so 'n span soos hy, jy weet, met so baie karakters en amper sê egos, hoe kry julle, hoe vind julle mekaar? Hy kom in denominator. ek dink dit hang af almal van ons self sien ek meen die manne kon nou almal gekom het net gevoel het ja, wat ek is beter as jy of ek is die beste en almal het so en daai is nog steeds soms die mindset wat die boys, jy moet die mindset hê as ons oefen en jy moet jou kan bring, maar ek meen wanneer ons moet speel as 'n team moet ons almal aside ons dinge se sit en dan moet ons onder een ding as 'n saamsak en almal was goed genoeg om te besef dat dit moet gebeur. So die enigste way om dit te maak werk is as ons as 'n team hier uitgaan of as 'n team die ding gaan aanpak en nie net as 'n team nie, as 'n groep van sien ons was nie net 15 man of so nie, ons was sê maar 30. Ons moes dit so aanpak want daar was constantly kompetisie tussen ons almal, ons moet fight vir plek en so. So ons moes as 'n groep moes ons die understanding kry en almal was nie altyd gelukkig nie. Met dinge met sekere choices en so nie, maar ons moes gedeel daarmee. Ek meen niemand is groter as die game nie. So as jy nie gekies word of 'n dingie mee gaan harder werk, van die coach kan net met eerlikheid vir jou sê, maar jy slek miskien nie, dit is die rede hoekom ons jou van die bank af speel of dit is hoekom jy nie gekies raak nie, ja. So daai 'n ding en ek dink ons het 'n goeie bond, die manne het 'n goeie bond tussen mekaar. Ek was nou 'n nuwe 'n newcomer. Die bond wat hulle tussen mekaar gehad het, is 'n baie sterk goeie bond as vir 'n team. Hulle het een goal gehad, hulle het geweet wat hulle wou doen. En daarna het ons ek het net ingekoop op dit. Met my game wat ek het, wat ek weet hoe ek speel, en dan die gameplan wat daar is, moes ek dit dinge soos hoe kan ek sê ek moes dit balance en dit het gewerk na tyd van nou het ek meer manne wat almal weet hulle moet hulle jobs doen en so ek doen net my ding ook dan en fokus op wat my Sure, great stuff man. En die ding is, mense kan sien van buitekant af, jy kan sien die manne is lief vir mekaar. Jy kan sien as 'n egte brotherhood, as 'n team, 'n goeie team environment wat obviously geskep is deur die coaches en die bestuur, sodat die manne binne 'n system kan speel, maar ook 'n bietjie vryheid het om hulle eie game te kan speel. Wat ek dink altyd goed is man. Maar vir jou, Marco, hoe lyk die pad nou vorentoe man? You know, ek weet ek het net onlangs gesels. Ek weet nie of jy oor kan praat, miskien as daar geleenthede is aan die buitekant, jy weet, buite Robertson of buite Klub Rugby sal ek sê. Ek glo deur die social media exposure wat jy nog gehad het en ek bedoel
almal se as ek nou op TikTok kyk, as ek op Facebook kyk, oral is ouens. My een vriend is in Canada. Hy man stuur vir my 'n klip van jou wat hulle so Jones, daar wat die ek dink die wing gespeel hy. Yes. Hy het die kantlyn afgebars het. En ek bedoel, ek glo jou naam is op 'n klomp mense se lippe op die oomblik, you know, especially ouens wat recruit, agente en hy ouens. So hoe lyk hy pad miskien nou vorentoe? Ek dink dit is 'n vraag wat nog heel week op social media, soos ek het hoor, my ma is nou daar, dat sal sy my altyd sê, jy, die mense praat daar op Facebook, en dan sê ek, jy, stuur, mami wil mos daar gaan kyk, los hy mense uit, man, niks met, en die vraag wat allemaal my nou nog heel tyd vraag, ek dink die manne vraag op WhatsApp ook, wat gaat ek doen, wat gaat ek kies, ek het nou tot in die tyd, toe het ek nog nie 'n keuse gemaak, sien, ek is dankbaar vir al die opportunities wat daar miskien vir my neergelê is op die tafel. Daar's baie manne, ek is trots op Brunei wat die kans gekry het om by die Eagles te speel. Ek weet dis een van sy groot goals gewees. So hy het die opportunity en ek is bly vir hom. En ek het baie hard gebid en gevra vir geleenthede en so om te kom. En wel, dit is nou hier as gevolg van ek wat 'n bietjie stout wil gewees het voor die tyd, het dit vir my 2 baan gegee. So dit maak dit 'n bietjie nie complicated nie. Dit maak dit different vir my. So dis 'n bietjie moeilik vir my om te kies wat die beste gaan wees, nie net vir my nie, maar vir my babatjies en my gesin. Dis die ding. Ek sal nooit hulle net so los van ek voel dit gaan van my 'n coward maak om net ek gaan speel miskien eers en dit is die beste vir my, maar ek meen hier sit die huis en hulle was die mense wat my altyd support het en vir my gehelp het om die persoon te wees wie ek is vandag. So ek moet nou nog 'n keuse maak, but ek hoop ek maak die beste keuse vir my en my gesin. Ja, nee, kykie, Marco, dit is miskien nou ongevraagde advies, maar as ek miskien myself nou in jou skoene kan plaas, dan sal ek ook sê, obviously, doen die beste besluit vir jou en jou gesin, you know, en jou kinders. Yes. En jy weet, as jy hulle saam met jou kan neem, you know, as hy 'n beter opportunity vir julle almal sal wees, sal ek om miskien so iets te doen, as die geleentheid homself as sit, jy weet, om hy kan doen. En dan weet jy, jou support base is nog steeds half met jou environment is nie so baie verander nie. As wat jy nou op jou eie gaan en dan verlang jy nou vir hulle verlang vir jou. Jy gaan nie op jou mindset gaan nie die beste wees en so aan nie. Ja, maar Marco, weet jy hoe lekker is dit om met jou te gesels vandag, man, en obviously, soos jy sê, die social media en so die mense wat nou vir jou sien op die rugbyveld en miskien nie weet hoe dit is, hoe klink die man wat so oor die manne hardloopie wat jy praat ook nie baie op die rugbyveld nie. Ja, baie praat. Jy skelly, ek het ook veel gesien skelly, jy rasie, jy doen nie, as jy 'n klomp uitdrukkings sien, maar jy doen net jou job op die veld, man. En ek dink die mense, die kykers daar buite, die audience wat na dit gaan watch, ek dink hulle gaan dit baie enjoy om te sien. Wat is die man se storie? Wat is die agtergrond van die ou man, you know? Dis hoekom ek die ding doen, want ek wil hê mense moet sien, Marco is net ek wil nog as jy die dingetjie voor ons nou afsluit. Ek het gister daar's 'n ding wat ek gedoen het al is nou al vir jare wat ek so besides die jammery en so speel ek altyd touch op die parkie. Want nou speel nou ek is nou al goed. Maar so het gister nog gespeel daar so en dan speel ons nou teen van die jong manne en so en my vriende, noodwendig my vriende by die huis ons speel die rugby nie, maar ons speel nou touchies. En dan nou daar speel nou soos gister, nou speel ons nou chirp ek hulle heel aan. As ek hulle guys moenie dit ernstig vat nie. Ek kan nie hier so wees. Ek kan nie so op die rugby vir jou te sê. Dis so mense nie. Dit is die enigste plek waar ek so is. Okay, nee, maar daar is jy lekker gemaklik. Dit altyd om so maar sê ek vir hulle so moenie snaaks dink jy ek geniet dit om hier tussen die manne te speel. So hier kan ek myself is Hello, sweetie. Hello.
Wat is jou naam? Sê Micah. Kom. Micah. Hallo naam? Micah. Pragtig man. Kasi daar by mami ko. Ja, en ek gee vir hulle moenie die dis niks ernstig. Is maar net van en ek geniet dit om tussen die want ek voel ek kan nou die goeie rugby of die rugby by Robertson speel. Maar dit is waar ek altyd ek dink dit is vir my so belangrik om dit te geniet en dit is waar ek altyd dit enjoy. Soos dis nou 'n touchy game, maar dit is fun en vir 'n jonger man miskien wat op die skool is. Hy dink miskien nou okay, hier speel ek nou teen die man ek moet nou miskien bewys of so. Ek verstaan sy mindset, but vir my is dit net soos jy wys vir hulle hoe doodgewone persoon jy eintlik is. Dat ons almal is maar net mens op die einde van die dag. Niemand is so hoog of 'n ding of Ja, nee, 100%. Kyk jy as jy so tat speel dan hoeveel manne is daar op die veld as jy nou as jy ek weet as jy nou aan speel met jou vriende, ek weet die laities kom ons almal net by mekaar kom ons net by. Ja. Gisteraan was ons bietjie baie ene, daar was nie eens lekker by. Ek meen ons was so seker so 17-7, 14 man. Ja, die parkie goed die maar speel baie lekker. Soms is dit 14-4 en dan is dit meer intens van as dan weer die meer space ja. Nee, lekker man Marco. Kyk en weet jy ek sal eendag ek gaan nog nie veel kan sê wanneer nie, maar ek sal like om te kom en dan join ek julle vir 'n lekker touch game. En dan kan ons lekker vasvang met die jong manne wat daar saam met julle speel. Yes, definitief dat hy is. Nee, maar kyk en dan hoe lyk jou ek dink of jy wil vra. Jo, weet ek het so klomp questions nog om vir jou te vra. Kyk jy Robertson Town, dis iets wat ek wil vra dat ek weet as jy nou klaar gespeel is for instance 'n game en jy gaan huis toe, hoe lank vat dit vir jou om van die veld af weer tot miskien by die change room te kom of of by die huis, want ek weet as ek so die social media kyk, almal neem 'n foto met jou, almal wil 'n videoetjie vat, almal wil iets sien van jou span se fans en van die ander span se fans. So hoe was hy gewees vir jou ook net jou mind om hy te kan vasvang? Ek lag altyd, maar die coach, ek word altyd uitgeskeel deur my spanmaats en die coach sê hulle, jy, ons is al lankal, as ek in die kleedkamer gaan, dan is my man al op pad uit, hulle is aangetrek en geshower, dan is ek nog op pad. Gelukkig is Buffalo ook by of Freddy of iemand nog wat ook. En dit vat maar 'n lang tyd soms om klaar te maak en so, maar ek meen die mense wat daar kom op die veld, ons speel nou, ons is die Springbokke, ons speel nou nie in Springbokke of ons is die Springbokke nie. Maar die mense wat kom en soos baie hoor, baie van die mense gebruik hulle laaste geld om 'n rugby wedstryd te kom kyk en daar's baie wat vir ons kom kyk. So ek voel altyd dit vat niks van ons af om net 'n tydjie miskien op die veld te spandeer, net om saam met die mense te gesels, foto's te vat. Dit gaan niks van jou af wegvat as 'n persoon of enige iets. Om dit net vir hulle te kan doen, van dis die minste wat ons kan doen besides die game wat net om vir hulle van hulle support ons elke naweek en hulle sit baie in en gee baie uit. En ons sê nog veld toe gaan is miskien 'n R30 betaal by die wat eet hulle op die veld, wat drink. So nader aan raak 'n expensive ding vir hulle. So sommige mense travel van ver af. Van ek het jaar het ek mense ontmoet, dan sê hulle vir my, maak ons kom met die Kaap uit om vir jou te kook en as ek voorsien. Baie dankie. Ek het nou nie dit ek waardeer dit. En kom ek voel dit is belangrik dat ons as local spelers net 'n klein tydjie afstaan om vir die toeskouers miskien dankie te sê en veral vir die kinders, vir die jong kinders wat opkyk na ons, net om 'n foto saam met hulle te vat en daar te wees. Ja. Nee, Marco, weet jy, hy is so special man en ek kan sien julle maak tyd man. Hey, ou Buffalo, Fred, julle Colin, Rooney, al die manne, ek sien die manne en Neven ook. Hy doen ook self so goed daar aan julle span Paddy. En om te sien dat julle maak tyd vir die mense en soos julle sê julle mos 1.7 was dit nou 1.8 miljoen supporters. Ja.
Julle sal hy stadium moet opbou nou, jong. Dak toe gaan Ja, en omgaan. Dat julle genoeg plek maak vir die supporters. Ja, kykie, ja man, ek dink ons kom nou na die einde toe van ons eerste set, Marco. Ek dink ek gaan definitief weer gesels met jou het aan die voorkant, waar ons lekker weer kan opvang. Ons kan miskien nog iemand bygooi in die conversation, een van die spanmaats. Ek weet ek en jy en meester, ons is mutual friends van mekaar. ja, Julle man in die gel squad. yes. Ja. So definitief, ek dink ja, ons het miskien nog nie alles, ek weet dit miskien nog baie vrae van my. So ja, baie dankie nou. Ek waardeer dit regtig baie. Ek meen ek het nou die dag vir iemand gesê, net 'n klein dingetjie, as die mense wat dit nou gaan sien, ek kyk die edit en so soms wat daar is van my en dan sê ek nou, ek is baie dankbaar vir die mense wat dit doen. Ek het nou wel nie daarvoor gevra nie, maar ek is dankbaar daarvoor van dit is wat eintlik my naam so laat groei en hulle doen dit uit hulle uit liefde uit of hulle staan hulle tyd af om dit te doen vir my sonder dat ek weet daarvan en dan kom sing ek dit net so. Ek is dankbaar daarvoor en ek waardeer dit. Alhoewel ek nie almal weet wat dit gedoen het of dinge soos jy wil ek net vir hulle baie en ek meen soos jy die program dit ja baie van om stories te vertel van ons local manne want ek meen ons sing altyd ons kinders sing net die man op die TV maar hulle ken miskien nie die stories van ons manne wat hier rondom is by hulle nie. So dat sal hulle miskien baie motiveer en vir hulle help en vir hulle wys waarvan dat daai man ook maar die dieselfde goed kom as jy eintlik. So ek baie dankie. Nee, als reg Marco man, ek is bly dat jy ingestem het. Jy weet sommige manne, jy weet sommige kere as ek vir ouens iets vra en dis ook vir ouens daar buite. As iemand vir jou vra om iets te doen, so sê maar soos die vir instance, my platform is nou nog nie, jy weet, massive groot nie, maar as mense goed kyk, you know, ons kry 'n redelike klomp views en so aan, maar die ding is as iemand vir jou vra vir iets man, soos dit nou, sê net ja of doen die ding, you know, sommige ouens dan, hulle sal my vra, ja maar Zayar, my naam is nog nie so, my CV is nog nie so groot, soos sê maar, Olympian of iemand wat sy mee gepraat het, die feit dat die persoon wie vir jou vra, kykie, hulle sien iets, hulle sien waarde in wat jy het om te vertel en moet jy afskiet, omdat jy nou voel a certain way oor iemand anders daar gewees het, verstaan jy? So hy is ook net 'n boodskapie vir mense buite, you know, van 'n small opportunity soos die. Nou sien iemand, joh, Marco praat lekker. Nou is daar iemand anders wat jou kry en sê, hey, Marco, kom ons doen dit of kom ons doen hy of so. Kry vir Marco op TV, verstaan jy? Of as 'n TV show wat soek, you know. So jy weet nooit 'n small opportunity. Nou die dag met iemand gepraat, 'n klein opportunity moet jy nie miskyk van. Jy weet nooit wat hy klein opportunity kan beteken nie. Soos jou for instance, jy het 'n klein opportunity gehad om Virginia toe te gaan. Hy het jou hele mindset gechange rondom sport. Ja, jy gebruik nog steeds hy selfe mindset rondom dissipline. En ek het gister so jy praat van ja, julle is nou nie springbokke nie, maar om eerlik te wees Marco, ek dink julle reach locally is groter as wat die bokke kan doen. Ek dink vir jou wat in Robertson rondloop is groter as wat verstaan jy een van die groot name sal kom en daar in Robertson rondloop, jy weet, ek dink jy trek meer aandag as baie van die geen disrespect nie deur die bokke en so nie, maar ek weet julle impact is groot man en omdat jy sê julle is die laities kan raak aan julle man, verstaan jy? Hulle kan taxi speel, Michael Jones, hulle sien vir jou op 'n Saterdag, hulle sien hoe hard jy werk. So dis maar die boodskap wat ek het my vriend vir jou ook man, moenie ophou nie. Hou aan werk, hou aan hard werk. As duisende jong manne wat en jong dames wat opkyk na jou, they look up to you as a motivation, as a inspiration to the community. En ek het nou die praatjie in Aston gehad by Aston United en toe jou naam opgekom in die praatjie wat ek sê toe vir die manne, kykie, Marco Jones wys vir julle hoe om dit te doen. So jy weet, daar's so baie Marco Jones daar buite, you know, as klomp youngsters wat Marco Jones wil wees of kan word. Maar julle moet dit gebruik vir jou
die difference tussen jou en die next level nou is net so klein. Verstaan? Daai is nou soos verstaan vir jou ons kan vir jou nog enige ander trui sit. Verstaan jy sal nog steeds daai selfde ding kan doen. Maar soos ek al gesê het, my is net harde werk. Jy weet self, is net harde werk. Daar waar die manne nou kuier en jy weet is festive en allerlei goed. Hou net aan hard werk van die stukkie wat vir jou nou oor die drempel sal sit om na die volgende vlak toe te gaan. Nee, baie dankie man, ek waardeer regtig. Ja, my vriend, maar enige laaste woorde wat jy miskien het vir die kykers daar buite, vir die jong mense? Laaste woordjie is maar net vir my is dit waardeer maar altyd alles wat jy het en geniet. Ek meen geniet dit. Soms ons kyk altyd na wat hy het, maar dan vergeet jy dit wat jy miskien nou het jy so hard gebid voor, maar jy so gefokus op die ander ding dat jy vergeet jy het alweer 'n stapie vorentoe gegaan. En by my sport kom ek voel as speel ek ook nou teen 'n local span of 'n span in 'n liga onder ons. Ek sê altyd ek gaan 100% uit vir dit en ek gaan enjoy dit van jy weet nie wanneer dit jou laaste game kan wees op jou laaste wedstryd. Dit kan in 'n oorwing weg wees. So jy moet dit altyd geniet. So vir die jong man daar buite gee altyd jou 100 of die jong man en die jong dames gee altyd 100% en geniet dit altyd onhou om dit te geniet want dit ek dink dit is die van die sport. As om jouself te enjoy en om jouself uit te leef op die veld. Ja, nee, powerful Marco man. Marco, my vriend, ek wil net vir jou sê dankie my bro. Laastens baie dankie vir jou tyd en wat jy opgeoffer het. Dit was nou 'n lekker tyd gesels, meer as 'n uur gehardloop. En soos jy sê ek het nog so baie vrae. Ek dink ons kon die conversation in so baie rigtings gevat het, maar ek wil net graag hê dit met die kykers of die audience moet sien man. Kyk jy Marco is 'n gewone man, you know. Al is hy 'n masjien op die veld, hy kan 'n gewone conversation hou en ek het dit baie enjoy om saam met jou te chat, man. Ek wil gou net ietsie hier speel, net om af te sluit hier. Is daar net 'n klip hier wat ek sien van jou. Combineer Willemse, Angia Saliana, Marco Jones. Ek sien ek gaan opset hier. Ek sing hom ja. Kyk die man raak mal hier so jou, kyk vir Nevens. Is Marco Jones. Se krag op. Nee, jy het binne mal gemaak. Hy's softball game. Ja, hy game ja, ek sal vergeet die ene dat grabbe kick try seker wat ek weet. En ek sê is dit hy grabbe dit of was dit hy? Yes. Ja, grabbe. Nee, die man wys groot spoed daai jong. Ja. Nee, lekker my vriend man. Nee, pragtig. Ek sien nog uit om klop van hy drie te sien man. Kyk jy dink ons moet maar afsluit die met julle anthem man. Yes. Worry. Kyk maar jy's aan die foto hierdie man. Ek sien nie vir jou nie. Ek sien dit hier vir my vriend Nag. Ollie. Reggie. Daai dit toe hy song gemaak is dus ek hier daar nie man. Oh, dit gaan Rangers. Yes. My vriend, Marco, ek sê vir jou dankie man. Sy baie dag gemaak en tans ook was moontlik die episode uitkry. Dames en here, ek wil sê die Donneweer bus is hier gewees. Marco Jones, die man wat die mense op hulle voete gekry het. My vriend, ek wil vir sê baie dankie man en vir al die kykers daar buite geseënde Kersfees. As ek julle nie gaan sien voor Kersfees nie, julle moet 'n lekker tyd hê, veilig op die pad. JR Skone, like, follow, subscribe, share. Julle ken die storie. Ek is vandag geëerd gewees om met Jones te wees. As my broer, dankie man. Baie dankie, Esther.